Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u veilig opgestaan het en dat u ook met dankbaarheid opgestaan het, omdat die Here hierdie nuwe dag vir u gegee het. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons die nuwe lewenslig kan aanskou van hierdie nuwe dag wat die Here ons gegee het, en die gebed van my hart is dat u ook in dankbaarheid sal buig voor die Here vir die feit dat u sy woord in u eie taal mag hê. Jy al gedink daaraan die groot voorreg dat God met ons kommunikeer vanuit sy woord in ons taal, dat ons kan verstaan wat God vir ons wil sê, sodat ons kan doen wat hom welbehaaglik is. By vanoggend se oordeenking het ek gedink aan daardie gedagte dat die Here vir ons sê aan die einde van hierdie lewe sal daar 2 oordeelstrone wees. Die Bybel praat in 2 Korintiërs 5 vers 10 van die regterstoel oordeel, waar kinders van die Here gaan verskyn om te ontvang wat hulle in hierdie lewe gedoen het, of dit goed is of sleg, 2 Korintiërs 5 vers 10. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons, sal die goddelose voor die wittroon oordeel verskyn, Openbaring 20, en die Bybel sê vir ons, hulle sal hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Daarom is hierdie reeks uit die boek Spreuke so belangrik, dat ons werklik vir onsself die vraag sal afvra, is ek wys? Lewe ek soos 'n wyse? Want as ek nie wys is nie, sal ek by hierdie wittroon oordeel wees, waar ek aan die einde van my lewe sal kom en sal sterf en by God sal hoor gaan weg, ek het jou nie geken nie. 'n Ware wyse persoon is iemand wat deur God lewend gemaak is, iemand wat uit genade gered is, iemand wat die gees van God ontvang het en deur die woord van God in wysheid wandel en dan ook hierdie waarhede uitleef na ander mense om hulle. En daarom is die gebed van my hart dat u ook vanmôre by die oordeenking sal sien dat ons nodig het om diep in te kyk in die volmaakte raadsplan van God en vir die Here te vra dat hy deur sy gees, die gees van wysheid en insig vir ons sal lei in die volle waarheid. Nou vriende, vanmôre praat ons bietjie oor die gedagte van skatte en geregtigheid. Nou ek lees vir u wat staan daar in Spreuke 10 vers 2. Daar staan, skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Ek het 'n ander Bybelse vertaling gaan naslaan en die vertalers het dit tog vir my mooi uiteengesit. Hulle sê, goed wat deur onreg bekom is, bring geen voordeel nie. Om te lewe volgens die wil van God, red 'n mens van die dood. Dit is my so mooi opgesom, as 'n mens kyk na wat die Here vir ons sê in hierdie een besondere vers. Nou vriende, ek wil wegval deur vir u te sê, reg deur die Bybel sien ons, dat die Here nie skatte, rykdom en besittings veroordeel nie. As iemand welvarend is, vriende, is dit nie in sigself sondig of verkeerd nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat Abraham 'n ryk man was, Isak, Jakob, Job en soveel ander in die woord van die Here. Maar die teks is baie duidelik vanmôre. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie. Nou ons kyk baie keer na die skelm mense, na die oneerlikes, na hulle wat op 'n slinkse manier vir hulle rykdom verwerf het. Ons kyk na hulle en hulle lyk vir ons oënskynlik baie vreugdevol en rustig en dit lyk of hulle die lewe geniet. En ek wil vir u sê, vriende, as jy so bietjie die Bybel al bestudeer het, sal jy agterkom dat hierdie van die mees onrustigste mense is wat daar is. Want luister, 'n mens wat oneerlik is, wat skelm is, wat ander indoen, wat deur hulle slinkse woorde ander om die bos lei, is mense wat heeltyd oor die skouer kyk. Hulle vlug, hulle hardloop weg. Hulle is heeltyd bang dat iets met hulle gaan gebeur, dat hulle uitgevang gaan word. Vir die geringste beweging is hulle op hulle senuwees. Waarom? Want skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. En daarom waarsku die apostel Paulus ook, toe hy vir Timoteus as jong leraar in die gemeente Efese 'n brief geskryf het. Hy sê vir hom daar in vers 9 en 10 van 1 Timoteus 6. Hy sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. U sien, wanneer ons gierig raak, dan is daar hierdie begeerte in my hart om meer te hê, en ek sal alles in my vermoë doen om daardie meer te bekom. En dikwels, ek wil vir u sê, 8 uit die 10 keer gaan dit gepaard met goddeloosheid, oneerlikheid, bedrog en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Maar aan die ander kant stel die Bybel vir ons dit baie, baie mooi. Hy sê, maar geregtigheid red van die dood.
of om te lewe volgens die wil van God, red 'n mens van die dood. U sal onthou die boodskap begin met die 2 oordeelstrone wat daar sal wees. Vir die kind van die Here sal die regterstoel daar wees, en vir die ongeredde sal die wit troon oordeel daar wees. As jy kind van God is, sal jy loon ontvang, of jy sal loon verbeur. Die ongeredde sal net hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. So geregtigheid red van die dood. Om te lewe volgens die wil van God, red van die dood. Nou kan iemand vra, maar Gerard, dink jy dat goeie werke my kan red? En die antwoord is baie duidelik, nee. Ek wil vra dat u sal let op hierdie woord, in Spreuke 10 vers 2. Die woordjie, maar geregtigheid red van die dood. Nou waar vind ons nog die woordjie geregtigheid? Dit kom baie maal in die Bybel voor, maar in die Nuwe Testament, 2 Korintiërs 5:21 sê vir ons, en God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. So hier is vir ons die sleutel wat die deur oopsluit. Geregtigheid red van die dood. 'n Ongeredde, en ons almal word ongered gebore, ons almal word sondaars gebore. 'n Sondaar kan net sy geregtigheid vind in die Here Jesus Christus. Dit vind plaas wanneer God die Heilige Gees deur die woord my oortuig van my sonde, geregtigheid en oordeel. Die Here maak hierdie geestelike dooie hart lewend en die sondaar roep uit om genade, roep uit om vergifnis. En nou vriende, is daar iets baie belangrik wat ons op moet let. Daar kom nou goeie werke na vore. Voor my redding is alles wat ek doen selfsugtig, selfgesentreerd. Ek probeer myself verryk, ek probeer myself verkoop, ek probeer myself promoveer. Nadat ek Christus se geregtigheid ontvang het, met ander woorde, hy het my sonde skuld uitgedelg. My ongeregtigheid het oorgegaan na hom en sy geregtigheid het oorgekom na my. Sy sondelose lewe is nou in die plek van my lewe geleef en nou kan ek lewe om die Here te verheerlik. Ek sal nooit sondeloos word op aarde nie, maar die geregtelike daad is afgehandel. Ek is voor God regverdig verklaar in Jesus se soendood aan die kruis. Maar nou volg daar die goeie werke. Gaan lees maar die boek Jakobus, baie duidelik daaroor. Geloof en werke loop hand aan hand. En dis presies wat Spreuke 10 vers 2 vir ons wil leer. 'n Goddelose mens is iemand wat nie dink aan die dag van die dood nie. Hy dink aan die hier en hy dink aan die nou. En hierdie oënskynlike vreugde wat hy verkry uit sy rykdom, is maar van korte duur, want hy is heeltyd besig om oor sy skouer te loer en hy's bang en vreesagtig dat hy uitgevang kan word en alles gaan verloor wat hy deur oneerlikheid bymekaar gemaak het. Aan die ander kant is die kind van die Here tevrede in die feit dat hy gered is uit genade, vrygespreek is deur Christus se werk aan die kruis en nou 'n lewe leef van dankbaarheid, van eerlikheid, van opregtheid, sodat wanneer mense met hom in aanraking kom, hulle nie wonder met watter slinkse plan hy nou besig is nie, maar sal besef hierdie persoon wandel in die lig van God se aangesig. Hulle wandel met eerlikheid, met integriteit en 'n mens kan hulle vertrou sodat hulle ook dan saam met jou die pad kan stap. Daarom is dit baie belangrik dat u sal sien na hierdie geregtelike daad wat in ons lewens plaasvind, kom red die Here ons van die dood, die ewige dood. Die tweede dood soos die Bybel daarvan melding maak, die ewige verdoemenis. Waarom? Omdat Christus se geregtigheid my deel geword het en my vrug wat ek dra wys dat ek 'n ander lewe leef. Mag die Here ons genade gee, vriende, om werklik hierdie saak raak te sien, want dit kom nie net in Spreuke na vore nie, maar reg deur die Bybel sien ons die gedagte. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen blywende ewige voordeel nie. Maar geregtigheid red van die dood. 'n Geredde mens is vrygespreek van God se oordeel, is gered van die ewige verderf en sal eendag by die Here hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Wees versigtig om nie geld na te jag nie, wees versigtig vriende om nie oneerlik te wees nie, en as jy vandag baie het, dank God daarvoor, wees mededeelsaam, eer die Here vir die feit dat hy jou geseën het en bring lof en eer aan sy naam. Mooi dag vir u verder, tada.